Hallo julle, ons kyk vandag weer na 'n eksamenvraestel, die slag Mei-Junie 2024, vraag 9. Dit sê dat die grafiek van f van x is gelyk aan a tot x tot die mag 3 plus bx kwadraat plus cx minus 5 hieronder geskets is. Ja, en jy sien dis 'n derde graadse funksie, jy sien ook hier x tot die mag 3, maar eintlik ken jy nie die vergelyking nie, want a en b en c is onbekendes. En dan gaan dit aan, dit sê vir ons E is hier die punt min 1, 0 en G is die punt 5, 0, dit is die x-afsnitte. Die eerste vraag sê, toon aan dat A1 is, B min 3 is en C gelyk is aan min 9. So eintlik vra hulle hier vir ons die vergelyking van die grafiek, die vergelyking van die funksie. En daarna volg verskeie ander vrae, soos die minimum, ook waar gaan hierdie produk positief wees, en dan kyk hulle weer eens na die aard van die wortel, soos ons in ons vorige vrae ook gesien het. So kom ons spring weg en ons beantwoord die eerste vraag. Eerste vraag sê, toon aan dat A gelyk is aan 1, B gelyk aan min 3 en C gelyk aan min 9. Nou as jy na die grafiek kyk, dan sien jy my twee draaipunte, een lê hier by E en hier het ek nog 'n draaipunt en ek het twee x-afsnitte. Nou ons weet dat die grafiek sal wees, of die vergelyking sal wees, y is gelyk aan a x minus die eerste draaipunt, en die eerste draaipunt is hier by min 1, so x min 1 gaan x plus 1 wees, en die tweede draaipunt is x min 5. Maar omdat hierdie een ook 'n draaipunt is, beteken dit dat daardie faktor 2 keer sal voorkom. So ek moet x plus 1 kwadraat skryf. Nou kom ons vermenigvuldig dit 'n bietjie uit, dan kry ek y is gelyk aan a, x plus 1 kwadraat is x kwadraat plus 2x plus 1, en dan wil ek dit nog vermenigvuldig met x minus 5. Nou ja, kom ons vermenigvuldig maar net alles uit. X maal x gee vir my x tot die mag 3, dit was eintlik x kwadraat maal x, dan x kwadraat maal min 5 gee vir my min 5x kwadraat, 2x maal x gee vir my 2x kwadraat, en 2x maal min 5 gee vir my min 10x, en dan 1 maal x wat x is, en 1 maal min 5 wat min 5 is. Goed, daar sluit ek uiteindelik my hakkie. Kom ons beweeg net die grafiek so bietjie uit die pad uit. Sy. Nou ja, nou kan ek maar net gelyksoortige terme by mekaar tel. Ek hou die a hier, ek weet nie wat hy is nie. Ek het net 1x tot die mag 3, dan het ek minus 5x kwadraat plus 2x kwadraat wat minus 3x kwadraat is. En dan vir my x het ek minus 10x plus x wat is minus 9x is. En dan het ek nog min 5. Nou ja, ons moet 'n plan maak om die waarde van a te bereken. En kyk, die laaste term is vir my gegee, dit is min 5. Dit wil sê, wanneer ek a met hierdie min 5 maal, moet my antwoord ook min 5 wees. So, min 5 maal a moet gelyk aan min 5 wees, want dit is die konstante term by albei, en dan is a gelyk aan 1. Dit wil sê, y is gelyk aan, nou as a 1 is, as ek met 1 vermenigvuldig, kan ek verander niks nie, so dit gaan net x tot die mag 3 minus 3x kwadraat minus 9x
minus 5. En onthou, die vraag het gesê, toon aan dat A so lyk, B so lyk en C so lyk. Nou A is die getalletjie voor die x tot die mag 3. So A is gelyk aan 1. B was die getalletjie voor die x kwadraat en hier het ek min 3. En C was voor die x en daar het ek min 9. So, eintlik ken ek nou die hele vergelyking van die funksie. Ons beweeg na die volgende vraag. Nou, vraag 9.2 sê, bereken die waarde van x waarvoor f 'n lokale minimumwaarde het. Nou ja, my lokale minimum, ek kan sien ietsie is nie so lekker hier nie, wag, laat ek net gou kyk, laat ek hier uitvee, dat hy is beter. Goed, bereken die waarde van x, waarvoor f 'n lokale minimumwaarde het. Nou, 'n lokale minimum of 'n lokale maksimum is altyd een van die twee draaipunte. En dis 'n lokale minimum omdat dit net in 'n omgewingkie by die draaipunt is. Dis nie die minimumwaarde van die funksie nie, want my funksie gaan vir ewig aan onder toe. So ek kan nie die minimumwaarde van die funksie bereken nie, maar hierdie draaipunt gaan my lokale minimum wees, want in so 'n omgewingkie, as ek net so na 'n omgewingkie kyk, is dit die kleinste y-waarde. So, by 'n draaipunt weet ek dat my afgeleide gelyk aan 0 moet wees. Nou, ek het vir ons die funksie neergeskryf, soos wat ons hom op die vorige bord bereken het. So, ek kan nou maklik die afgeleide bereken. Die afgeleide is 3x kwadraat minus 6x minus 9. En dit moet gelyk aan 0 wees. En ek kan maar met 'n 3 deel, dan kry ek x kwadraat minus 2x minus 3 is gelyk aan 0. En dit faktoriseer maklik, dit is x minus 3 maal met x plus 1 is gelyk aan 0. So as hierdie hakkie 0 is, dan is x gelyk aan 3. Of as daardie hakkie 0 is x gelyk aan min 1. So dit is waar ek my twee draaipunte het. Nou jy kan sien dat x gelyk aan 3 moet hierdie punt wees. En x gelyk aan min 1 is die draaipunt wat hulle vir ons gegee het. So waar het ons 'n minimum of 'n lokale minimumwaarde? Net mooi hier waar x gelyk aan 3 is. So kom ons skryf dit net hier in. Daar sê, hierdie een is nie van toepassing. Die lokale minimum by x is gelyk aan 3. Hulle vra nie vir my die y-waarde ook nie, hulle vra net die waarde van x. Goed, nou na vraag 9.3 toe. Vraag 9.3 sê, gebruik die grafiek om die waardes van x te bepaal waarvoor die tweede afgeleide maal die funksiewaarde groter as 0 is. Nou waaroor gaan die tweede afgeleide nou weer? Die tweede afgeleide bepaal vir my wanneer is ek konkaaf op of konkaaf af. Vir konkaaf op met die tweede afgeleide groter as 0 wees en vir konkaaf af met die tweede afgeleide kleiner as 0 wees. Of ons kan maar sê die tweede afgeleide is negatief wanneer jy 'n bietjie afvoel, nee.
Dit werk soos die vorm van 'n parabool, is maklik om te onthou. So as ek my byvoorbeeld wou kyk, waar is die funksie konkaaf af, dan gaan dit hierdie eerste deel wees, waar hy soos 'n sad parabool lyk. Maar ek weet ook dat hier eers, my pen is nou lus om allerhande lyne te maak, hier eers, in die middel van die twee draaipunte, het ek die infleksiepunt of die buigpunt. En dit is waar my funksie van konkaaf af hier, na konkaaf op verander. So, ek dink daardie punt gaan belangrik wees. So kom ons kry gou ten minste die x-koördinaat van die buigpunt. Laat ek net hierdie onnodige goed afvee. Ok, so vir my buigpunt. Nou ja, daar's twee maniere. Ek kan die tweede afgeleide bepaal. Ek het die eerste afgeleide, ek kan die tweede afgeleide bepaal. En dan stel ek dit gelyk aan 0, maar omdat ek nou die x-koördinate van al twee die draaipunte het, en ek weet dat die buigpunt by die middelpunt is, so ek gaan sê x van, kom ons sê maar daar is die punt B vir buigpunt, en die x-koördinaat van die buigpunt gaan wees minus 1 vir e se x-koördinaat plus 3 gedeel deur 2. Dit gee vir my 2 gedeel deur 2, so dit is by x is 1. So nou weet ek waar is my buigpunt. Nou ek wil net hier 'n bietjie skoon maak. Reg, nou kan ons regtig die vraag beantwoord. Die vraag wil weet, waar is die tweede afgeleide maal die funksiewaarde, met ander woorde die y-waarde, groter as 0. So, kom ons skryf. Ons wil hê die tweede afgeleide vermenigvuldig met die y-waarde moet groter as 0 wees. Nou, groter as 0 beteken dit moet positief wees. As ek twee goed vermenigvuldig en ek kry 'n positiewe antwoord, moet hulle albei positief wees, of hulle moet albei negatief wees. So kom ons kyk eerstens na waar is die tweede afgeleide positief. Nou ons het hier gesê die tweede afgeleide is positief daar waar die funksie konkaaf op is, so dit herinner aan 'n happy parabool. Onthou dit begin nou net daar by die punt B, so kom ons highlight daardie deel. Daar gaan ons al hierdie pad is die funksie konkaaf op. En dan wil ek kyk waar is die funksiewaarde. Nou hierdie is die y-waardes. Waar is die y-waardes ook positief? So ek kyk nou net na die rooi deel en dan weet ek my y-waardes is positief hier waar ek bokant die x-as gaan. So dit gee vir my eerste deel van die antwoorde. Dit sê x is groter as 5. Of, jy kan sien, hulle vra vir my streng positief, so ek kan nie daardie punt insluit nie, want daar is die funksiewaarde gelyk aan 0. Nou wil ek na die tweede deel gaan kyk, en dit is waar die tweede afgeleide negatief is, met ander woorde hierdie deel wat nou niks gehighlight is nie, ons gaan nou net na hom kyk, en die funksiewaarde moet ook negatief wees. Nou dit gebeur eintlik die hele tyd wat x kleiner as 1 is. Maar x kan nie gelyk aan min 1 wees nie, want daar is my funksiewaarde gelyk aan 0.
Goed, nou vir vraag 9.4. Vir watter waardes van t sal die grafiek van p van x is gelyk aan f van x plus t twee verskillende positiewe wortels hê? Nou, ek het die vergelyking hier, kom ons beweeg hom net so bietjie uit die pad uit, en dan dink ons oor wat beteken dit as ek sê f van x plus t? Nou, daardie plus t sê vir my, dit gaan op of af beweeg. As t 'n negatiewe getal is, dan beweeg dit af. As t 'n positiewe getal is, dan beweeg dit op. En ek wil hê dit moet op of af beweeg, sodat dit twee verskillende positiewe wortels het, en een negatiewe wortels. Nou, wat is wortels nou weer? Wortels is die afsnitte met die x-as. So as ons na die grafiek kyk, net soos wat dit nou is, het hy 'n x-afsnit daar by E en 'n x-afsnit daar by G. So op die oomblik het hy een negatiewe afsnit en een positiewe afsnit. So hy's glad nie soos wat hulle hom wil hê nie, twee verskillende positiewe afsnitte en een negatiewe een. So kom ons vee hierdie net 'n bietjie af. Nou, as ek dink aan op of af beweeg, en ek gaan en ek kyk na hierdie afstand. Nou is maklik om te sien wat daardie afstand is, want ek moet net weet wat die y-afsnit is, en ek kan dit hier lees, daar ook, hy gaan by y is gelyk aan minus 5 deur die y-as. So, as ek die hele grafiek met 5 eenhede op beweeg, dan gaan dit so ietsie lyk. Hy gaan deur die oorsprong gaan, daar sy, en alles is met 5 eenhede hoër. Nou, hoeveel afsnitte het hy nou? Nou het hy 3 afsnitte. Hy het een negatiewe afsnit, dan is 0 ook 'n afsnit, maar 0 is nie positief of negatief nie, so hy kan nie tel vir een van hierdie nie, en later het hy nog 'n positiewe afsnit. So, dis amper genoeg, maar net nie genoeg nie. So, as ek gaan en ek beweeg die hele grafiek net meer as 5 eenhede, onthou, daar was min 5. So, ek gaan hom net meer as 5 eenhede opbeweeg, dan lyk hy, kom wil hy nou nie skryf nie, kom ons kyk, daar sy, nou lyk hy so iets. So, hierdie afsnit hier is 'n positiewe getal, en hierdie afsnit daar is ook 'n positiewe getal, so ek het my twee verskillende positiewe wortels, en ek het my negatiewe wortel. So ek weet, ek moet die grafiek met meer as 5 eenhede opbeweeg. So t moet groter as 5 wees. Nou kom ons maak skoon, en dan dink ons of dit nou alles wat moet gebeur. Jy sien, die probleem is hier is ook 'n belangrike afstand hier. Want as ek my grafiek met meer as dit beweeg, so die punt wat hier is ek nou net bietjie meer as daai afstand is, dat ek so ongeveer daar is, dan gaan my grafiek iets soos dit lyk. En hoeveel x-afsnitte het ek nou? Net een negatiewe. Ek het nou glad nie meer positiewe wortels nie. So ja, ek moet hom meer as 5 eenhede opbeweeg, soos ek reeds hier gesê het, maar minder as hierdie afstand. Want as ek hom meer as hierdie afstand oplig, dan het my oplossing net een wortel wat negatief is. So ek wil nou nog hierdie afstand uitwerk. Nou om daardie afstand uit te werk, moet ek weet, wat is my y-koördinaat wanneer x 3 is? Want
dit sal ek kan gebruik om te sien hoe lank is daardie lyn. Nou ek weet dat f van x, daar is hy, f van x lyk so, onthou f van x gee altyd vir jou y, so as x gelyk aan 3 is, dan gaan y wees 3 tot die mag 3, minus 3 maal 3 kwadraat, minus 9 maal 3, minus 5. En dit is minus 32. So hier op die y-as het ek minus 32. Dit beteken hierdie lengte hier is plus 32. En dan beteken dit, ek moet my grafiek met minder as 32 opbeweeg. Nou ja, ons kan nou maar hierdie twee, daar t is groter as 5 en t is kleiner as 32. Ons kan dit saam skryf. Ek begin altyd by die kleinste getalletjie en as jy nou kyk hier is 5 die kleiner een. So 5 en 5 is kleiner as, die skerppunt wys na hom toe, 5 is kleiner as t, en t weer is kleiner as 32. Ek wil net hierdie woeste strepe hier uitvee, t is kleiner as 32. En daar sy.